Kom ons word stil vanmôre, Psalm 104, lees soos volg. Loof die Here o my siel, Here my God, U is baie groot. U is met luister en glans beklee, U wat U self met lig omhul, soos in 'n mantel, wat die hemel oopspan, soos 'n tentdoek. U stuur U gees uit, hulle is geskape, en U vernuwe die aangesig van die aarde. Genade en vrede vir julle gemeente van Carletonville, en mag die Here julle seën vanmôre met sy guns en sy liefde en sy vrede in elkeen van julle se harte uitstort. Ons gaan vanmôre praat, ons gaan nou met die kinders ook gepraat, maar ons gaan nou verder praat oor die Heilige Gees en oor Pinkster, en ons gaan vanmôre saam met mekaar lees. Magda, skus, jy moet nou maar nie vanmôre Romeine 8 vir hulle wys nie, hoor, want ek het weer intussen het die Gees oor my gekom, en toe het ek nou ander tekstgedeelte bygesit in plaas van Romeine 8. So ons gaan vanmôre eintlik na 3 tekstgedeeltes, maar ek gaan net na die een verwys, Sondag. Ons gaan na 2 skrifgedeeltes vanmôre kyk. Die een gaan nou op die bord verskyn, die ander gaan ek net vir julle lees, dis een enkele versie. So die eerste gedeelte is Handelinge 2 vers 1 tot 12 en 1 tot 13, en dan is dit Jeremia 31 vers 33, sal ek sommer net vir julle ook lees. Maar voordat ons dit doen, kom ons buig net ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir ons saamwees vanmôre as gemeente, dankie vir elkeen van die kinders wat hier is, en dankie Here dat ons vanmôre saam met U ook die woord kan lees, en dat ons vanmôre ook saam kan aanbid, voor U kom staan, U lof kan besing met liede, maar ook in aanbidding voor U kan kom staan. En Vader, is my gebed, dat U vanmôre ook die woord vir ons sal oopmaak, sodat ons werklik sal verstaan. U is die woord, U is die Gees, wat die waarheid, die woord in ons harte kom lê. U as Gees was ook die inspirasie vir die skrywers van die Bybel om die woord te skryf. En daarom is ons gebed vanmôre, Here, dat U ook U woord in ons elkeen sal kom gee. Ons loof en prys U daarvoor. En Vader, ons bid ook ek bid ook dat U oor my sal kom, Gees van God, en gee my die woorde in my mond vanmôre om hierdie boodskap baie duidelik vir elkeen te bring. Ons loof en prys U wonderlike naam. Amen. Handelinge 2 van vers 1, ek gaan lees tot by vers 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. En hulle het iets soos 'n vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. En almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. En daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. En toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal, Perse, Mediërs, Elamite, sowel as inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en dele van Libië, om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. En party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Nou die gedeelte wat volg natuurlik is die gedeelte waar Petrus dan nou die 3000 mense toespreek, en waar hy begin om hulle te sê, nee, die mense is nie dronkie, dis nou eers 10 hierdie oggend, of 9 hierdie oggend, as ek reg onthou. Dis 9 hierdie oggend, die mense is nog nie dronk nie,
maar dit is die gees van God wat oor hulle gekom het, en dan verduidelik hy vir hulle wat gebeur het, en dan lees ons 'n bietjie later, dat daar die 3000 mense op daardie dag tot bekering gekom het, en gedoop is, ensovoorts. Die tweede gedeelte wat ek vanmôre wil lees is Jeremia 31 vers 33, waar die volgende staan. Dit is nou lang voor die uitstorting van die Heilige Gees, maar die belofte wat die Here maak, 'n profesie wat die profeet maak om te sê, dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. En ons gaan vanmôre daarby stil staan. Ons moet een ding verstaan, ons praat baie maklik oor Pinkster en dan vergeet ons eintlik een baie belangrike ding. En dit is dat Pinkster is nie 'n uniek Nuwe Testamentiese fees gewees nie. Ons lees daar in die eerste vers van Handelinge 2, dan staan daar, toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal op een plek by mekaar. Hoekom was hulle daar vir die Pinksterfees, as die Heilige Gees nog nie uitgestort is nie? Hoekom noem Lukas, wat die boek Handelinge skryf, dit reeds die Pinksterfees? Want daar was ook 'n Pinksterfees, en daar is nog steeds 'n Pinksterfees, wat deur die Jode gevier word. As 'n mens terugblaai in jou kategese boeke, toe jy nou kategese geloop het, dan sal jy afkom op Levitikus 23. En Levitikus 23 word die feeste, wat die Here wil hê die volk moet vier, word genoem. En daar is 3 belangrike feeste, wat almal met pelgrimstogte gepaard gegaan het. Die eerste ene was Pesach, of wat ons vandag Pascha noem, nee, wat ons gevier het, rondom Paasnaweek, Pascha. Nou, hulle Pascha fees het 'n ander betekenis ook gehad, en ander inhoud gehad, maar dit was dieselfde fees, wat op daardie tyd, het ons as Christen, het daar ook vir ons 'n fees gekom. Dis wanneer Jesus die nagmaal ingestel het, dit was die tyd wanneer Jesus gekruisig geneem is, gevange geneem is, gekruisig is, en uiteindelik in die graf neergelees, wat ons belynd sê, hy ter helle neergedaal, en op die 3de dag weer opgestaan uit die dode. Dit was die eerste fees. Dan was daar 'n tweede belangrike fees gewees, en dit was elke keer 'n pelgrimsfees. Nou, wat beteken 'n pelgrimsfees? Wie van julle weet wat is 'n pelgrimsfees? Die moslems doen ook nog, hulle is deel van hulle geloof, sê hulle moet almal 'n pelgrimstog doen, ten minste een keer in hulle lewe, moet hulle na Mekka toe gaan. Dit beteken, jy vat maar jou goedjies, en jy gaan na Jerusalem toe, want dit was waar die tempel was, dit is waar die hoofgodsdienst beoefen is. So die gelowiges het gegaan met hulle goedjies, hulle het hulle self gereed gemaak, en dan het hulle gegaan na Jerusalem toe, en baie van hulle het sommer daar rondom Jerusalem met hulle tente opgeslaan, en tente gebly want hierdie feeste was gewoonlik vir meer as een dag, dit was gewoon ten minste 'n week lang gewees. So Pascha ook, Pesach, was 'n weeklange fees gewees. En so ook die Pinksterfees, was 'n lang fees gewees. En later as 'n mens kom by die Versoendag, dat was nog 'n fees gewees, en dis was dit daardie dag, waar die priester, die hoofpriester, in die allerheiligste gegaan het, en dan het hy die versoening gebring vir al die sondes van die volk, ook dit wat hulle nie geweet het, hulle het gedoen nie. So dit was die 3 groot feeste, en dan gee die Levitikus 23, gee die Here ook vir hulle aanduidings van hoe dit gevier word. Pascha of Pesach was die fees wat herdenk het, die uittog uit Egipte. Dit was die ete wat hulle geëet het voordat die Here hulle gered het, voor die uittog uit Egipte, en daar was bepaalde reëls daar rondom. Pinkster is gevier 50 dae na Pesach, Pascha, afgehandel is. En dit was Pinksterfees geweest. En wat het die mense daar gevier op Pinksterfees, die Ou Testament?
Die Ou Testamentiese Jode aanvanklik was die fees 'n viering gewees van die eerste oes. So as julle nou vanmôre, as ons nou vanmôre in Jerusalem was en ons was in die tempel en ons het as Jode nou tempel toe gegaan as 'n pelgrim op Pinkster, sou ons die eersteling van ons oes gebring het. So, Charles, waar is jou brode wat jy koring wat jy gemaak het? Jy moes jou koring gebring het. Okkie, waar is die lammertjies wat jy moes saambring? Oom Niels, waar is die bees wat jy moes saamgebring het? Dis wat eintlik op daai fees gevier is. Die eerste vrugte, die eerste oes. In ons val dit nou natuurlik in winter, maar dis nou nie vir ons 'n oesfees nie. Maar in daardie tyd was dit die oesfees gewees, want dit was die tyd gewees wanneer hulle die oes ingebring het. En elkeen het gekom met sy eie eerste vrugte van die oes, of het vrugte was, en of het koring was, of mielies was, en of het wyn was, of druiwe, of wat het ook al was. Maar jy het jou eerste vrugte, jou eerste oes, eerste wat jy afgehaal het van die land, het jy gebring. En dis die enigste tyd in die jaar, wat brode met gis in toegelaat is in die tempel. Daar's 2 brode normaalweg gebring ook as teken van die oes, en hulle is voor in die tempel, of in die tempel geplaas. Dis die enigste tyd in die jaar, wat jy suurdeeg in die tempel mag inbring, en dit was op Pinkster gewees. So was die fees vir die inbring van die oes. Maar daar was ook later aan het hulle ook 'n tweede ding daarby gevoeg, en dit was die viering van die ontvang van die wet. Dus ongeveer as ons gaan lees daar in Exodus 19 en 20, dan lees ons dat daar party vertalings vertaal hom nie heeltemal reg nie, party soos die 1983 vertaling sê vir ons, dit was presies 3 maande vandat hulle uit Egipte uitgetrek het. Maar as jy die Hebreëus gaan lees, dan sê die Hebreëus, dit was in die 3de maand, het Moses daar by Sinai gekom, en het hy opgegaan na die berg toe, en het hy die wet ontvang, en daai berekening word gemaak, dat het 50 dae was, en daarom het die Here ook gesê, later in Levitikus 23, julle moet 50 dae wag, of 50 dae van Pascha, tot by Pinkster, tot by die viering van die eerste oes, en dis waar die naam vandaan kom, Pinkster. Dit kom eintlik van die Grieks af, wat beteken 5 of 50. Dit was die tyd, dit gaan oor die dae. En later het hulle ook die ontvang van die wet gevier. En dan kan ons die hele verhaal gaan teruglees oor, maar hoe is die wet ontvang? So ons moet nie dink dat Pinkster wat ons vier vandag, was net so 'n leë dop gewees nie. Net daar was inhoud aan die fees gewees. Daar was betekenis aan die fees gewees. En dit is eintlik interessant as 'n mens verstaan hoe hierdie fees en die simbole en die gebruike daar rondom was. Dan sien ons eintlik sekere van daardie simbole of gebruike, sien ons in die Pinkster, soos wat die Here sy nuwe verbond gesluit het met die kerk, met die Christene, met die volk van die Here. Want onthou, Jesus sê vir die disippels daar in Johannes 13, as hy die brood breek, dan sê hy vir hulle, hier gee ek vir julle my brood, my liggaam, neem eet, en dan sê hy, ek gee vir julle nou ook die beker. Dit is die teken van die wat? Die nuwe verbond. Die nuwe verbond wat God met julle sluit. En dit is die bloed wat gestort is aan die kruis. So dit is die teken van die nuwe verbond, en dan kom die nuwe verbond op Pinksterdag, van die Here sê vir hulle, moenie weggaan nie, bly hier, want die Gees gaan uitgestort word. En dan vind dit plaas op Pinksterdag, dat die Gees van God uitgestort word. En nou is dit interessant, die gebruik, of die geweldige stormwind, wat hulle gehoor het, en die vuurvlamme. Gaan kyk maar in die Bybel, waar God homself bekend gestel het. Toe God op die berg verskyn, die berg Sinai, die berg geskit, en daar was rook, en daar was vuur, en daar was wind gewees. Toe God homself bekend gemaak het aan Moses, in die brandende braambos, nee,
vuur was betrokke gewees. Want vuur dui op krag, dit dui op reinheid, en dit is wat dit symboliseer, en die Here kom wys weer met die uitstorting van die Heilige Gees, hy is teenwoordig, die wind. Wat sê Jesus vir Nicodemus daar in Johannes 3, as hy vir Nicodemus vra, wat moet ek doen om weer gebore te word? Ons het so mooi preek daaroor gehad, met die Pinksterreeks met Profika. En dan staan daar later, ons nou nie eintlik by daai deel so baie stilgestaan nie, maar dan staan daar, die wind waai waar hy wil. En dit wys eintlik op God, nee, dat God se gees, en God waai waar hy wil, hy gaan waar hy wil. Niemand kan God beperk nie. En net so sê ons ook vir mekaar vandag hierso, die teenwoordigheid van God op Pinksterfees is in die wind van die Here en in die vuurvlamme wat neerdaal op die volk. So net soos met die ontvangs van die wet, wat 'n voortsetting was van God se eerste verbond, kom God in die tweede verbond en hy kom in die Heilige Gees en hy stort homself uit aan hulle. En dan kom die vers wat ek nou vir julle gelees het uit Jeremia 31 vers 33, kom in die mense gedagtes op, waar Jeremia gesê het, die belofte wat hy maak is dat die Here sê, dis 'n nuwe verbond, dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here, ek sal my woord op julle harte skryf, en in julle gedagtes vaslê, ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Die Here kom sê nou vir ons, en hier kom dit waar met die Heilige Gees wat in ons kom woon. En nou moet 'n mens eintlik maar die gedeeltes in Johannes 14, waar Jesus vir hulle sê, dis belangrik dat ek weggaan, ek moet van julle weggaan, as ek nie weggaan, kan die Heilige Gees nie kom nie, maar ek sal vra die Vader dat hy die Heilige Gees, die ander een, die Parakleet, na julle toe sal stuur. En wanneer die Parakleet kom, sal hy die een wees wat julle begelei. En dan staan daar in Johannes 16, waar Jesus praat weer oor die Heilige Gees, dan sê hy, ek sal na die Vader gaan, en ek en die Vader sal die Gees na julle toe stuur, en die Gees sal julle net kan leer wat? Hy sê, jy kan lei in die waarheid, want ek is die weg en die waarheid en die lewe. So hy kan julle niks anders leer, as wat ek hom reeds geleer het nie. En nou kom sê die Here, hy stort sy Gees in ons as kerk uit, sodat ons almal elke dag gevul met die Heilige Gees kan leef en kan doen wat die Here wil hê om te doen. En op daardie Pinksterfees het die eerste vrug ook gekom. Want toe Petrus opstaan en begin preek en die woord bekend maak en die ander disippels en die mense hoor in hulle eie taal die evangelie word verkondig, wat gebeur? 3000 mense kom tot bekering. Die eerste vrug. Is dit nie so mooi nie? In die Ou Testament het die mense hulle eerste vrug, die oes van die land, dit wat God vir hulle gegee het, het hulle vir God teruggebring om God te eer. Met die uitstorting van die Gees is die eerste vrug, die eerste 3000 mense wat tot bekering kom. Die oes wat afgehaal word. En hulle kom tot bekering. En dan vind hierdie wonder plaas, en ek wens ek het meer tyd gehad om net te praat oor hierdie wonder van die spreek in tale wat ons hier kry, want dit word dikwels verkeerd verstaan. Hier in Handelinge hoor ons duidelik dat hierdie spreek in tale was nie sommer net 'n geradbrakte bara, soos die Grieke sou sê nie. Dit was nie maar net 'n klomp woorde en lettergrepe wat jy in mekaar ryg. Hierdie spreek in tale was fisiese tale gewees. Want ons hoor hierso en ons lees hier dat die Here sê, die mense, die disippels het die gawe ontvang om te verkondig in die tale van die mense wat daar was. En dan hoor ons ook, die mense was verstom gewees om te hoor, dat hierdie groepie Galileërs, hierdie vissermanne en belastinggaarder ensovoort, klomp van hulle praat ewe skielik in al hierdie tale.
En daar is die hele lys daarvan van die tale wat hulle praat het. Perse en Medeërs en Elamiete en Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte, dele van Libië, mense uit Rome. Dis ver, mense, Libië is daar in Noord-Afrika. Rome is oor kan die Middellandse See gewees. Daar was mense van oral af gewees. Kappadosie is daar aan die ander kant Turkye. Asië, Klein-Asië, daai dele. Daar was mense van alle wêrelde. Baie van hierdie Joodse, die disciples sou nie eens daai tale ooit in hulle lewe gehoor het nie. En nie ewe skielik kan hulle die evangelie verkondig in daardie taal en die mense kan hoor in hulle eie taal. Die wonder wat die Here gee op daardie dag, sodat elkeen kan hoor in sy eie taal. Dit moet nie verwar word met die sprekentale waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 12 en 13 en 14, want dis 'n ander, is heeltemal iets anderste. En ons kan eendag daaroor kan ons apart praat, maar hierdie sprekentale wat hier gebeur, as die Heilige Gees op hulle kom, is sodat mense in hulle eie taal kon hoor en kon verstaan wat God se evangelie vir hulle wil sê. My naaste ervaring hiervan was toe ek 1 jaar in KwaZulu-Natal was by, en ek vergeet ek die plek se naam, KwaZulu-Bantu. En KwaZulu-Bantu was ons as klomp studente daar gewees, en daar was Duitsers en Engelse en Franse en Italiërs, en daar was klomp van hierdie Afrika lande hier uit, bo uit Benin en uit Ghana en Nigeria en noem het op, ek kan nie eens onthou hoeveel lande was daar nie. En terwyl die persoon voorpreek in Engels, dan sit hy daar groepies so by mekaar, en terwyl hy preek word daar getolk, en jy hoor net hierdie geluide, hierdie tale, hierdie klanke wat hier uitkom. En ek dink dit moes iets van daardie aard gewees het, dat daai 3000 mense daar staan, toe begin Petrus preek, en die volgende oomblik begin die disciples net amper vertolk wat Petrus sê, en verduidelik vir hulle wat die evangelie is, maar elkeen in sy eie taal. En so kon elkeen verstaan, en uiteindelik die evangelie aanneem, en gedoop word. Ons vier vandag Pinkster, want die Here wil ook in jou en in my hart daardie wonder van sy gees kom uitstort, sodat ons vol kan word van die Heilige Gees, sodat ons sy vrug in ons lewe kan dra, want ons kan nie die vrug van die Gees dra as ons nie vol is van die Gees nie. En nou soos ek vanmôre hierdie ballon gelos het en die lug uitgeblaas het, partykeer gebeur dit in ons eie lewe ook, dat ons eendag vol is met die Heilige Gees, en dan so rukkie later, dan beweeg ons bietjie verder weg van die Here, en daarom, as Paulus later praat en vir die mense sê, moenie dronk word van wyn nie, dan verwys hy eintlik terug na hierdie verstaan wat die mense gehad het, nee, om te sê, nee, maar hierdie mense was dronk gewees. Nee, sê hy, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Want as jy vervul word met die Heilige Gees, dan sal die krag van die Here in jou teenwoordig wees. En dan sal die gawes van die Gees in jou lewe uitkom, en dan sal die vrug van die Gees in jou uitkom. Maar die woord wat Paulus daar gebruik van word vervul, dit moet eintlik, as ons hom sou vertaal, moet dit eintlik wees, julle moet aanhou vervul word met die Heilige Gees. Julle moet aanhoudend vervul word met die Heilige Gees. Dis soos wanneer jy gaan, ek wil nie dit sê nie, want dit klink baie sleg, maar dis soos wanneer jy jou kar vol maak met petrol of diesel, nee. Ons wil nie vandag praat daaroor nie, want dit is baie duur. Maar dis soos wanneer jy jou kar vol maak met petrol of diesel. Jy maak, dit is baie lekker gewees het, as jy dit net 1 keer kon doen, en jy kon aanhou ry vir die res van die lewe van daai kar. Maar dit werk nie so nie, ongelukkig nie. So oor 'n paar kilometer, dan sien jy daai naaltjie begin sak, en dan sien jy, maar hy begin al hoe meer sak, en dan besef jy, as ek nie nou by petrolstasie gaan stop nie, dan kan ek dalk later die kar stoot. Dan dink ek eers weer vol maak. En so moet ons aanhoudend vol word met die Heilige Gees. Dis soos dieselfde met die woordjie bekering. Bekering is nie net
Iets wat een keer, een dag, doelver in jou lewe met jou gebeur het. Die baie mense dink daaroor. Sê, dis iets wat doelver gebeur het. Ek kan dag die dag en die datum en die maand en die jaar kan ek onthou. Die Bybel sê vir ons einde bekering is iets wat elke dag moet gebeur. En so is vervulling met die Heilige Gees ook iets wat elke dag moet gebeur. As ek en jy stil word in die oggend, as ons opstaan en ons sê vir die Here, Here, ek gee myself weer oor, dis die bekering gedeelte, dan moet ek ook vir die Here sê, kom maak my vol met die Heilige Gees. Die kinders wat hier was die oggend toe ek met die plastiese botteltjie, julle onthou daai beeld wat ek gebruik het, wie van die kinders, ek dink een van die kinders was hier nie. Ek het een oggend het ek so 'n plastiese bottel, nou is hy nie een nie, het ek gewys vir die kinders, en ek het vir hulle gewys, as jy 'n leë botteltjie het, dan druk jy daai botteltjie sommer so in mekaar, want daar's niks wat binne hom weerstand bied nie. Maar as ek daai selfde botteltjie vol maak met water, en ek draai die proppie op, en ek probeer om dan stik en druk, of pap druk, dan kan ek dit nie doen nie, want daar's iets binne in my. As ons nie die Gees van God in ons het nie, dan sal die wêreld kom en ons pap druk. Iets wat Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 4 vers 7 en verder, as hy sê, julle word te neergedruk, of julle word verdruk, maar julle word nie te neergedruk nie. Ons sal te neergedruk raak, as ons al hierdie drukking van buite kry, en ons het nie iets binne wat ons sterk maak nie. Ons sal soos 'n kleipot wees wat gegooi word op die grond en gebreek, omdat daar niks binne in ons is wat ons sterk maak nie. Maar wanneer die Gees van God in ons kom bly, word ons sterk. En sal die wêreld ons nie kan onderdruk en verdruk nie. Ons sal staande bly, omdat ons die Gees van God in ons het. Kerk van die Here, Carletonville, ons vier vanmôre die uitstorting van die Heilige Gees. Ek nooi julle uit. Kom ons maak ons elke dag vol met die Heilige Gees, sodat ons gaan leef en die vrug van die Here, die vrug van die Gees, daar buite in die wêreld sal gaan uitleef. Die laaste vinnige puntjie, dit sluit aan by ons bordjie daar buite. Daai woord het nie daar gebly nie. As jy verder gaan lees in Handelinge, dan sien jy die Ethiopiër was op pad terug na Ethiopië toe Filippus by op die waas sit, en dan hom die evangelie verduidelik, en hy tot bekering kom. Die Here het sy kerk nie gevul met die Gees, sodat hulle net in Jerusalem kan bly nie. Want die Here sê vir ons daar in Handelinge 1, sê ek, julle moet bly, en wag vir die Gees, want as die Gees oor julle kom, sal julle die krag ontvang om te doen, om wat te doen? Om te gaan en die evangelie te verkondig. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld. En dis jou en my opdrag. Die Here stuur ons nog steeds vandag. Gaan. Gevul met die Heilige Gees. Sterk gemaak met die Heilige Gees. En gaan word die vrug vir die wêreld, sodat God verheerlik kan word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vanmôre met ons op hierdie manier kom praat. Dankie dat ons kan stil word as kerk en kan fees vier, Here. Dankbaarheid kan fees vier vir die uitstorting van die Gees en dat ons deel kan wees daarvan. Vader, in my gebed is vir ons as gemeente, vir elke lidmaat, elkeen wat hierdie boodskap gaan hoor vanmôre, om te sê, Here, hier is ek. Ek maak myself oop. Here, ek gee myself vir U. Kom, Gees van God, en kom vul my met U krag. Kom vul my met die nuwe lewe en stuur my die wêreld in om U woord te bring. Dis my gebed vir ons elkeen vanmôre. Amen. Broers en susters, ek nooi julle almal uit. Ons vier weer vanmôre saam nagmaal. Dink nou maar aan Magda se beeld wat sy vanmôre gesê het. Sy het 3 hoekies uitgedruk. Dink daaraan ons vier vanmôre die een persoon van die 3 eenheid van God, naamlik die Heilige Gees, die uitstorting van die Gees. Maar ek nooi julle uit, kom bedien julle self, en as julle klaar is,
dan sal ons saam ook die nagmaal instel. Vanmôre aan by die nagmaaltafel. Ons sit hier met die brood en die wyn, die tekens van die liggaam en die bloed van Christus. Ons vier as kerk nie alleen dit wat Jesus kom doen het, deur sy opstanding nie, maar ons vier ook as gemeente vanmôre saam, die uitstorting van die Gees, sodat dit wat ons hier sien en beleef, vir ons 'n werklikheid word. Dat ons kan uitgaan in die wêreld in, en die sterwe van Christus, maar ook die opstanding van Christus, en die feit dat hy opgevaar het na die hemel en regeer, dat ons dit kan gaan verkondig aan die wêreld daar buite. Gevul, nie met onsself nie, maar met die krag van die Heilige Gees. En daarom as ons vanmôre die brood breek, kom ons dink daaraan dat die liggaam van Christus vir ons elkeen gebreek is. Neem dit, eet dit, dink daarin en glo, dat Jesus se liggaam vir jou en vir my gebreek is, as 'n volkome versoening vir al ons sondes. En nadat Jesus die brood vir hulle gegee het, het hy ook die beker geneem, 'n beker van danksegging, sy Vader daarvoor gedank, vir sy disippels gegee, en vir hulle gesê, dis die teken van die nuwe verbond. Die beker van danksegging is die bloed van Christus, die teken van die bloed van Christus, wat vir jou en vir my gestort is aan die kruis, as 'n volkome verlossing vir al ons sondes. Mag die Gees van God oor julle rus. Mag hy julle harte vul met vuur. Mag hy julle lei in waarheid. Mag hy julle dra in liefde. En mag hy julle stuur met krag om sy lig die wêreld in te dra. Gaan in vrede in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Amen.